Kunswerke tydens oorlog. Gedurende oorlogstyd staar kunswerke inderdaad bomme, diefstal of veel erger in die gesig. So 'n museum sal moet skarrel om te besluit welke kunswerke as eerste gered sal moet word. In die 50er jare op die hoogtepunt van die Koue Oorlog het die Nederlandse regering alle belangrike museums in Nederland beveel om al kunswerke vir evakuasiedoeleindes of beskerming te rangskik deur rooi, wit of blou kolletjies aan die kunswerke toe te ken. Kolletjies wat ek dink op die agterkant van die skildery of dalk in die vorm van die beskrywing van die skildery ergens aangebring sou moes word. Rooi vir meesterstukke wat onmiddellik gered moet word. Wit vir tweederangse skilderkuns. Blou vir die minder belangrike skilderye. Dis die laaste kunswerke wat in die geval van nood gered sou moes word, het 'n blou kolletjie gekry. Keuses het afgehang van uiteraard die historiese invloed, kunstenaarsroem, seldsaamheid, kulturele impak. Dink byvoorbeeld aan Van Gogh se sonneblomme wat sekerlik 'n rooi kolletjie sou kry. Duplikate of minder bekende stukke, blou. Ek het die Stedelike Museum vandag besoek vir hulle Blue Dots, blou kolletjies uitstalling. 'n Tentoonstelling van die kunswerke, die Blue Dots of blou kolletjie kunswerke wat as laaste ontruim sou moes word. Die minder belangrike kunswerke. In totaal het ongeveer 10% van die werke tussen 1951 en 1965 'n blou kolletjie ontvang, dis minder belangrike kunswerke. En hierdie was hoofsaaklik blom- of stillewens, landskappe en stadsgesigte. Dit weerspieël die stedelike se modernistiese rigting, hulle voorkeur vir abstrakte en ekspressionistiese skilderye wat hoër gewaardeer is en nog steeds gewaardeer word. Volgens die destydse direkteur Willem Sandberg moes kunstenaars vooruitkyk wanneer hulle hierdie kolletjies toeken en op innovasie fokus. Tradisionele skilderkuns en moderne figuurlike skilderkuns het dikwels agterweë geraak. Stap saam met my deur die Blue Dots, die blou kolletjie tentoonstelling.